Kom ons gaan saam lees uit 1 Korintiërs 11, dit is die bekende gedeelte wat Paulus nou gaan praat oor die nagmaal, en kom ons vat hom daar vanaf vers 7. Paulus praat nou met die gemeente van Korintiërs, ons gaan nou so 'n bietjie vir 'n prentjie gee en daaroor praat, maar terwyl ek dit beveel, kan ek dit nie prys nie, dat julle saamkom, nie ten goeie nie, maar ten kwade. Is dit nie sleg nie? Dat hulle by mekaar kom, maar nie ten goeie nie, ten kwade. Nou gee die rede. Want in die eerste plek hoor ek, dat as julle saamkom in die gemeente, daar skering onder julle is. En gedeeltelik glo ek dit, baie slegte plek. Want daar moet ook partyskap onder julle wees, sodat die beproefdes onder julle openbaar kan word. Het julle daai teksvers raak gelees? Daar moet partyskap onder hulle wees. So daai vleeslike ouens, die ouens wat die probleem, hulle moet nie wees. Want hulle openbaar vir ons, wie is regtig die beproefdes? Wie is geestelik? Nee, vers 19, vers 20. As julle dus saamkom, dan wil dit nie sê dat julle die nagmaal van die Here eet nie. Want as julle eet, gebruik elkeen eers sy eie ete. En eet, en die een wat honger het, en die ander verskoot geweel lees. Want as julle eet, gebruik elkeen eers sy eie ete. En die een het honger, en die ander is dronk. Dink net aan die geweldige situasie waarmee jy sit. Het julle dan geen huis om in te eet of en te drink nie? Of verag julle die gemeente van God? En maak julle die beskaamd wat nie het nie? Wat sal ek vir julle sê? Sal ek julle prys? Hierin sal ek julle nie prys nie. Nou kom hy oor na die nagmaal toe wat hy gaan regstel. Hy sê, want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Net tot daar uit die woord van die Here, vriende, en 'n baie interessante boek. En ek gaan met u voorhou vandag, daai teksvers, ek gaan hom vir u regtig bietjie gebruik, en ek wil hê jy moet diep in jou hart insak, en ek wil hê jy moet hom gaan memoriseer, jy moet hom deurdink, jy moet dit in jou hart intrek, en ek wil hê jy moet jou lewe begin in lyn bring wat ook hier staan. So, ons hou vir voor vers 26, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Nou ons doen dit een keer 'n kwartaal, ander mense doen dit meer gereeld, ander mense doen dit minder gereeld, maar ons vat hom van kwartaal tot kwartaal tot kwartaal, en dis presies wat hy hier aanspreek, want so dikwels as julle hierdie brood eet en die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. En ek wil nou met jou praat vanoggend oor hierdie tema, vriende, jou lewe as 'n nagmaalswandel. Jou lewe as 'n nagmaalswandel. Voor ons daar kom, vriende, wil ek so bietjie net weer vir jou terugvat na Korintiërs se boek toe. Nou, as die Here wil, gaan ons in die volgende maande, as ons nou weer terug is, kan ek sê in my maand op kontrak by die gemeente, wil ons weer met hierdie Ou Testament seminar doen, so na diens, en ook die Nuwe Testament seminar. Maar kom ons vra vir u, of wie kan onthou, waaroor gaan die boek 1 Korintiërs? Kan julle onthou met die prentjie? Kom ons wys gou vir jou. Ons het hom in Engels geleer, soos one core Indian. Sien jy die een core, dis 'n apple core, one core Indian. Sien jy die Indian? Daar sê one Corinthians, né? En wat doen hy? He is spanking the saints. So dis waaroor die boek gaan. Die boek van 1 Korintiërs gaan oor spanking the saints. Dis 'n boek van regstellings. Dis 'n boek waar Paulus die gemeente baie ernstig kom aanspreek. En vriende, hy gebruik hierdie boek om baie dinge wat verkeerd is in die gemeente reg te stel, want u moet die konteks onthou. Dat Korintiërs was baie naby aan 'n afgodsdienaarsplek. En baie van die wat op bekering gekom het, baie van hulle familie en vriende was nog in hierdie afgode plekke, waar lelike dinge gebeur het. En baie van die goed het so op hulle afgevrywe, dat hulle wou die Here aanneem, maar hulle wou nie altyd die lewe nie. En daarom praat hy met hulle in hierdie boek oor spanking the saints. Hy gee letterlik hierdie gemeente pak sla oor dit wat gebeur. Ons nou gelees dat jou hare rys om te dink wat in daai gemeente gebeur het. Nou kom ons praat oor nagmaal.
Wat is die geboorteplek van nagmaal wat ons vandag herdenk? So kom ons gaan terug en ons sê die geboorteplek is natuurlik Eksodus 12. Die Pasga, wat ons nou moet hanteer in die aande. Elke aand werk ons met die boek Eksodus. En ons het hierdie week stilgestaan by die Pasga, die lammetjie wat geneem is, wat dopgehou is, wat dan geslag is en sy bloed is aan die deurposte geverf, en as die Here dan sou kom besoek, het hy geen onderskeid gemaak tussen Jood en Egiptenaar, opreg of nie opreg. Die enigste verskil was wat, het ek gesê in die oordenking, onthou, die bloed. En vriende, dit is net so vandag, as ons in die ewigheid kom, daar is geen onderskeid tussen mense, so wie mense is, daar is net een verskil, die wat die bloed nie het nie, en die wat die bloed het. En dit was selfde so by die Pasga. En dis waar die nagmaal gebore is. Maar toe Jesus nou kom, het hy nou eintlik die Pasga kom vervul. Daardie lam wat sou kom was Here Jesus. Ons lees dit in Johannes 1 vers 29, toe Johannes doop, en hy kom vir die doop, vriende, dit was nie 'n bekeringsdoop nie. Dit was 'n doop wat hy het as 'n priester die bediening betree, en hy is die priesterlike doop bedien deur Johannes, en is uitgestuur met hierdie woorde: daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Kyk mooi na my vinger, nie hier, daar. En dis hoekom Jesus nou kom, vriende, nou kom stel hy die Pasga in. Die Pasga, hy kom hou die Pasga, maar hy stel eintlik nou die nagmaal in. Hoekom? Want vir die Nuwe Testament kerk gaan die nagmaal nou die plek van die Pasga inneem. En ek en jy gaan dan daarby stil staan, want hierdie nagmaal sê Jesus, ek is nou die lam, ek is die gebreekte liggaam en ek is die gegote bloed, en in my liggaam en in my werk kan jy waarlik vry word. En hy stel dan nou vir ons die nagmaal in, wat u en ek vandag ook hou, kwartaalliks hou, en Paulus kom sê vir ons, juist net om dit te bevestig, dit alles, vat hy ons weer terug na Eksodus toe, as hy sê, want ook ons paaslam is geslag, Christus. So Eksodus 12, die paaslam, die Pasga, word vervang nou met die nagmaal in die Nuwe Testament, vir die kerk van die Here, en hy is ons lam wat geslag is, en daarom is ons by mekaar. So vriende, die Pasga begin by die bloed aan 'n deur, maar het eindig by die nagmaal met die bloed in die beker. Die gebreekte liggaam in die brood, beelde daarvan. Ons glo nie soos die Rooms-Katolieke glo, dat wanneer jy die brood eet, dan eet jy letterlik sy liggaam nie. Wanneer jy die wyn drink of die druiwesap drink, drink jy letterlik sy bloed nie. Nee, dis net beelde, vriende, om ons te herinner aan dit wat gedoen is. Net soos die doop by die water niks kan doen nie. Dis 'n beeld van reiniging in Christus, wys hierdie ook vir ons daarmee. So nagmaal is baie meer as 'n gewoonte. En is een van die min dinge wat Jesus pertinent gesê het, julle moet doen. Breek hierdie brood, doen het, hy stel die nagmaal in. Maar Paulus kom volg nou op en hy sê iets by, hy sê, ons moet nie net dit doen nie, maar ons moet dit lewe. U en ek, sê Paulus, moet hierdie nagmaals lewe. So ons hou nagmaal op die Sondag, maar van hierdie Sondag af, Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag, reg deur elke Sondag, tot by die volgende nagmaal, sê hy, moet dit dieselfde wees. Ons moet hierdie nagmaalswandel hê, ons moet daarin groei, ons moet daarin toegerus word, ons moet daarin opgroei. En ek gaan vir u 4 punte wys, om hierdie nagmaalswandel met u te hanteer. En ons vind alles daar, in 1 Korintiërs 11 vers 26, en dan kom ons lees hom weer, dis ons teks van oordenking. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Vriende, wat ons in die eerste plek sê, wanneer u en ek 'n nagmaalslewe aangryp, wanneer u en ek hierdie week hierdie PowerPoints gaan kyk en die boodskap weer gaan luister, wanneer ek en jy daar kom te sê, Here, ek wil hierdie nagmaalslewe hê, ek wil dit so saamdra dat ek volgende nagmaal kan sê, Here, ek het kon groei, en dan gaan ek dit weer optel en ek gaan daarin groei, want dit is wat hierdie teksvers vir ons sê. Hierdie teksvers sê dit nagmaal begin altyd by die kruis.
En daarom sê ons elke keer vir mense, as jy 'n stryd het, as jy moet sonde worstel, as jy sukkel om te vergewe, as jy deurbraak nodig het, wat sê ons altyd vir mense? Gaan terug na die kruis toe. Gaan breek voor die kruis van Jesus. Daar is jou deurbraak. Die kruis is dit waarom Paulus sê hy roem. Nie op die kruis op sigself nie, maar wat daar gebeur het. En ek en jy word geroep om daar terug te kom by die kruis. Elke dag in ons eerste nagmaalswandel, 'n nagmaalswandel kyk gedurig terug. Nou weet ek, daar's 'n teksvers in die Bybel wat sê dat hy wat sy hand in die ploeg slaan en omkyk, is nie geskik vir die koninkryk nie. Die konteks is anders. Hierdie konteks is totaal anders. Vriende, wanneer jy en ek in die geloof lewe, dan kyk ons baie keer terug wat God gedoen het. Daarom het ek hoop vir die toekoms. So elke keer as ek en jy hierdie pad loop en ons kyk terug, dan sien ons weer eens die kruis van Christus. Die hele verhaal wat opgeteken is in Jesaja 53, 700 plus jaar voor die kruis, lees ons, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Vriende, hierdie is letterlik. Dis nie figuurlik nie, dis 'n profesie wat vervul is aan die kruis. Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Wie's daai ons? Steek jou hand op, dis jy. Dis ek. Deurboor. Ter wille van ons ongeregtigheid is hy verbrysel. Vriende, hy is letterlik verbrysel. In so mate dat hy het jou gesig van hom verberg, jy wou dit nie sien nie. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Vriende, en ek het al oor hierdie boodskap gepreek, daai genesing van God begin altyd eers in die hart. Die genesing van my siel, die genesing van my gees, daar waar ek met God verkeerd gegaan het, daar kom red hy my, dis die eerste genesing. Dan werk hy deur my sielsdimensie, my wil, my denke, my emosies, daar kom genees hy vir my met baie seer, maar ook vir my liggaam sê hy, kan jy my vertrou, want deur my wonde daar vir julle genesing gekom. Vriende, ons kyk terug en ons kyk terug met 'n groot stuk dankbaarheid. Daar wil ons 'n nagmaalswandel hê waar ons gedurig terugkyk. Wanneer jy kyk na die uitdaging voor jou, kyk in die triespieël, sien die kruis, sien die oop graf, sien die Here Jesus daar en weet, omdat hy, daarom kan ek. En Petrus kom beaam dit alles as hy vir ons sê in 1 Petrus 2:24, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruis uitgedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en die geregtigheid kan lewe, deur wie se wonde julle genees is, herhaal Petrus weer. Waarom sou Petrus dit herhaal? Waarom sou Petrus die kruiswerk sien en die genesing inbring? Kan iemand vir my sê? Want sy ma, of sy skoonma, is deur erge koors oorval. En Jesus het in die Matteus evangelie het hy gekom en hy het sy ma aangeraak en sy is genees. En dan skryf die skrywer van daai evangelie, soos gesê is, deur sy wondes daar vir ons genesing. Daarom kom Petrus dit hier sien, want hy het dit ook self gesien. En vriende, daarom is dit nagmaal vir ons 'n baie belangrike plek om terug te kyk en te weet, dit is wat vir my en jou gedoen is. Kom ons kyk terug na die gebreekte brood. Wat is dit? Dis die beeld van Jesus se liggaam wat letterlik gebreek is. Van daar waar hy op die Via Dolorosa gestap het, tot daar waar hy die pak slaag gehad het met die Romeinse kats wat hom oopgespak het, alles wat daarmee gebeur het, al die pyn, al die lyding, vriende, kom ek sê, wie vind ek het dit al gesê, the passion of the Christ fliek is not even a bucket in the sea. Dit was hard om te sien, dit het baie mense aangeraak. Ek wil vir julle sê, dit was 'n totale mistasting van wat daar gebeur het, hulle kon dit nie uitbeeld nie. Hy was een groot wond, sy liggaam is letterlik gebreek, soos jy hom kan breek. Maar vriende, ook die nagmaalswyn, die wyn wat ons gebruik, die vrug van die druiwesap wat hy gebruik het, hy het dit gebruik in Johannes 15 om homself uit te beeld. En dit is verteenwoordig sy bloed. En daardie bloed kom eenvoudig en hy sê, die gebreekte liggaam van Christus, kyk ons terug, die gegote bloed van Christus in ons triespieël, daarom is ons vrygekoop en daarom herhaal ons die nagmaal en daarom is ons opgewonde, want ons het 'n skuldbrief met 'n groot stempel op. 'n Stempel wat sê vrygekoop.
Inteendeel, die evangelieskrywer sê dit so. Hy sê, hy het sy gees gegee en gesê, dit is volbring. Die prys is betaal vir die mens se sonde. En elkeen wat na hom toe kom in nederigheid en gebrokenheid en verlorenheid, red hy. Wat elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word, so sê hy vir ons. So Jesus het dit geneem toe hy sê, dit is volbring, Johannes 19 vers 30, het hy eintlik gesê, dit is afgehandel, die gebreekte liggaam, hierdie bloed wat uitgevloei het vir jou die deur oopgemaak na die Seun van God in die hemel, in sy naam. Dit is volbring, en hy het gesterwe. En daarom by elkeen wat vandag hier sit wat die Here ken, kan dan saam juig oor Romeine 8 vers 1, omdat dit waar is. Wat waar is? Dit waar is. Dus ten volle betaal. Is daar nou geen meer veroordeling vir die wat in Christus is nie. En dit is die wonder van die nagmaalswandel, is om gedurig terug te kyk na dit wat gedoen is. Dit wat gedoen was, het vandag nog 'n invloed op ons lewens. Baie maal sal baie kinders van Here vir jou sê, ek was weer gisterand by die kruis. Ek was by die voete van die Here Jesus. Want dit is waar hy ons ontmoet vir redding, maar ook vir elke ander deurbraak wat ons nodig het. 'n Nagmaalswandel is 'n terugkykwandel. Maar 'n nagmaalswandel in die tweede plek is 'n wandel in die hede. Weereens ons selfe teksvers, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Vriende, wanneer ons praat oor dis die lewe van nou, dan sê die Here, tussen hierdie nagmaal en die volgende nagmaal, lewe julle. Julle moet hierdie nagmaals lewe in die nou. Kom ek sê vir waar lewe baie mense? Baie mense lewe in die verlede. Ja, toe dominee so en so, was iemand vir my jare terug gesê, toe was dit so, en dit was so geestelik. Nie hier nie, is 'n ander dorp. Hy sê, nou is ons nie meer daar nie. Toe vra ek vir die oom, was die verskil Jesus of die dominee? Ek sê, want as dit Jesus is, moet julle vandag nog aan die brand wees. Vriende, u en ek lewe nie in die verlede nie. Ons lewe in vandag en ons moet in die brand wees vir Jesus vandag. Baie mense sê, ja, vir al ons jong mense, ek was ook daar. Nee, ek sal nog. Ek sal nog regmaak. Vriende, daar kom tye wat jy nie kan regmaak nie, wat die dood vir jou inhaal. En jy het nooit weer 'n geleentheid nie. So wat die Here vir jou sê is, hierdie lewe wat jy lewe, die nagmaals lewe, waar jy gedurig terugkyk na die kruis en hom daarvoor eer en hom daarvoor aanbid, daardie lewe moet in die hede gelewe word. Nie in die verlede nie, hy moet vandag gelewe word. En daai lewe, vriende, is nie uit jouself nie. As jy saam met my al so eendag die pad stap, sal jy weet, hierdie lewe, lewe jy nie op jouself nie. Jy lewe hierdie lewe alleen deur die Gees van God, in 'n volle oorgawe, met die volheid van die Gees, sy salwing, dis al hoe ons hierdie lewe kan lewe. Maar ek sê, Paulus, wandel deur die Gees, dan jy nooit die begeerlikheid van die vlees ontbring nie. Waarom sukkel so baie mense met hulle geestelike lewens? Waarom sukkel so baie mense om te breek met sonde? Waarom sukkel so baie mense om deur te bid? Want hulle is nog in die vlees. Hulle is nog in die vlees. Hulle wil alles uit die vlees doen, asof die Here ons nodig het. Nee, sak voor en sê, Here, kom maak my vol van u self. Maak my leeg van u self. En dis wanneer dit vir ons iets kan doen. En dan gaan hy nou aan, hy praat oor hierdie wandel. Hy sê, laat ons welvoeglik wandel in die dag. Hy sê, dit moet vir ons moet aangenaam wees om na te kyk. Ons moet iets wees vir die oog, ons moet iets wees om na te luister. Hulle moet kyk en sê, wow, die ou stap dan die pad mooi. Nou sê hy, nie in brassery, en in dronkenskap, en in ontug, en ongebondenheid, en twis, en neidigheid nie. En hoe maklik kom daai vleeslikheid weer terug na ons toe. Hy sê, nee, ons moet welvoeglik handel. Nou wil ek jou selfde wandel, wil ek jou nou vat na die boek van Efesiërs toe. En ek wonder wie vir my kan sê, waar we gaan die boek Efesiërs. Ek het jou maar weer gehelp, ek het maar weer die Nuwe Testament prentjie gaan oplaai, uit die seminar uit. Onthou jy die boek Ephesians, onthou is Ephesians,
Ephesians, en waar het gegaan? Dit het gaan oor daardie bodybuilder. Daar is hy. Waar gaan die boek Efesiërs? Om in jou in die geestelike in te oefen. En vir sê gou vir my, ou wat so lyk soos daardie. Ou wat so sterk gebou is, wat sulke arms het en spiere. Doen hy dit eenmaal? Help my. Drink hy net eenmaal die regte goed? Nee, dit word 'n lewenstyl. Daar is dissipline in plek. En vriende, wanneer jy geestelik wil wandel met die Here en geestelik wil groei, is daar 'n geestelike dissipline in plek. En ek lees dit vir jou net uit die boek Efesiërs uit. Hy sê, want ons is sy maagsel, geskape in Christus tot goeie werke. Jy moet daarin wandel, sê hy. Hy sê om te wandel waardig die roeping waarmee jy geroep is. Efesiërs 4 vers 1. 5:2. En wandel in liefde soos Christus. Vers 8. Wandel soos kinders van die lig. Vers 15. Wandel nougeset as wyses. En vriende, dit is wat ons praat van by die nagmaalswandel, is dit hierdie ding wat met ons gebeur, ons lewe in die hede. Ons kry goed in plek in die hede. Ons sit die dissipline in plek in die hede. Ek groei vandag in die Here. Ek is vandag vir hom lief. Ek wil hom vandag dien en ek wil hom eer. Ja, daar kom tyd soos hierdie en dis ons vandag daar. Wat die Here vir ons sê, ons gaan nagmaal hou, dan gee hy vir ons hierdie opdrag. Hy sê vir ons, 1 Korintiërs 11 vers 28, maar die mens moet homself beproef, en so van die brood eet en van die beker drink. Kom ons begin deur te sê, wat selfbeproewing nie is nie. Vriende, selfbeproewing is nie om te sê, ek is so sleg, en die Here het my nie lief nie, en ek het soveel sondes. Dis nie wat dit beteken nie. Dis nie wat dit beteken nie. Kom ons vra die vraag, watter mens buite die Here Jesus is waardig om hierdie brood en wyn te gebruik vir 'n nagmaal? Steek net jou hand op as jy waardig is. Nee, jy is nie waardig nie. Jy is waardig gemaak in Christus. Het jy hom? So nie een van ons is daar waar sonder sonde sê ons kan kom. Nee, dis nie wat dit beteken nie. Maar wat beteken hierdie selfbeproewing waarvan hy praat? Here, moet jy self beproef. Dit vra eenvoudig, Here, bring my lewe in lyn met my belydenis. Here, hier is ek. Ek wil hierdie wandel elke dag. Maar ek sukkel in sekere areas. Maar dankie Here dat ek tot hier gekom het en ek kon vertrou U. Bring my lyn elke dag in lewe met my belydenis. Is dit nie 'n mooi gebed om te bid elke dag van my lewe nie? Here, bring my lewe in lyn met my belydenis. En dis ook ons gesê, die lewe kan jy op jouself lewe nie. Dit is nie 'n lewe wat ek en jy kan doen nie. Maar ons vra dit vir die Here. Here, hier is ons. Kom, bring my in lyn. Ek wil soos Paulus kan eerlik sê, want ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus lewe in my. Dit is ons almal se roeping. En wanneer ons in daai rigting begin groei, vriende, dan kan die Here vir ons iets begin doen. As ons daai dissipline in plek het, daai oefening in plek het, as ons daarmee aangaan en ons wandel elke dag met my hele lewe die Here te lewe, dan kan daar iets begin gebeur in ons lewens. Kom ek gee vir 'n prentjie. Wat sien u daar? Ek sien baie mooi uniforms en weet jy van u nie, maar ek is 'n sakker vir 'n uniform. Regtig, uniforms is my een van die mooiste dinge wat daar was. Ek praat nie van die huidige stand van sake nie, maar ek praat hoe ek 'n jong man was. Was daar min dinge so mooi, julle ou manne kan my reg help. Min dinge was so mooi, soos 'n dame in 'n polisieuniform. Onthou julle met die hoed en die mooi lang skirts, onthou julle dit? Was dit net ek wat onthou? Onthou julle dit? Dit was so mooi. Ja, so die uniforms van die weermag nog altyd vir my mooi. So uniform sê iets. Wat sê 'n uniform vir jou, vriende? Uniform sê hy en sy verteenwoordig iets. Of hulle verteenwoordig iemand. As jy nou dink aan daai Engelse wat daar met hulle perde by die Londen staan, by die paleis, daai verteenwoordig, hulle is die wag van die koning. Hulle verteenwoordig iets en iemand. Vir u en ek lewe in 'n tyd, vriende, waar elke een van ons hierdie uniform dra. Wat is jou uniform? Christen in die Here. 'n Nagmaalswandel, 'n lewe weggegee aan die Here. Mense moenie wonder vir wie aanbid ek nie. Mense moenie wonder
waar is ek nie? Hulle moet weet, hierdie ou en hierdie vrou is anders. Hulle doen anders, want ons verteenwoordig tog die Here Jesus. En is baie keer asof ons hierdie uniform nie moet trotsvol dra nie. Ons wil nie maklik oor praat nie. Nee, praat oor Jesus. Dis jou uniform wat jy dra. Ons is so paar jaar van ons lewens was ons by CMA betrokke, die Christelike Motorfiets Assosiasie, en dit was van die beste jare in ons lewe. Maar wie, wanneer jy 'n vol lid is van CMA, en jy sou nou regtig droog maak, en dit het gebeur, wat 'n ou regtig droog maak op 'n plek, dan het hulle hom ingebring, hulle het hom verhoor, then he was stripped of his colours. Dis wat hulle gesê het. So dan vat hulle sy baadjie, en hulle haal al die embleme van CMA af, en hulle, ek in Engels, daar is die mooi Afrikaanse woord nie, they stripped him of his colours, want hy het gewerk vir jou colours, nou haal dit af. Nou is die vraag vandag, as die Here vandag na ons kyk, hoeveel van ons would be stripped of our colours? Of sê ons, Here, ek wandel hierdie, ja, nie volmaak nie, nee, nie volmaak nie, maar Here, U ken my hart, en ek herhaal weer eens, ek en jy het 'n roeping wat sê, dat ons moet wandel waardig die roeping waarmee ons geroep is. So daarom sê ek, vriende, ek en jy verteenwoordig die Here Jesus, maar ook die nagmaal, ook die lewe wat daarmee saamgaan. Maar kom ek vir jou vierde gedagte wat ek binne die teksvers ervaar en vind, dus 'n nagmaalswandel is ook 'n vorentoe wandel. Kyk mooi wat sê hy vir ons daar. Hy sê 1 Korintiërs 11:26, want so dikwels as jy hierdie beker eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van Here, help my, totdat hy kom. So hierdie is nie 'n once-off ding nie, hierdie is nie so nou en dan as ek so voel nie. Here sê hierdie is jou lewe. Dis jou lewe 7 dae 'n week. Dis jou lewe 31 dae 'n maand. Dis jou lewe 365 en 'n kwart dag 'n jaar. Dis jou lewe. Kyk terug in absolute dankbaarheid na die kruis. Kyk af, die lewe wat ek vandag lewe is vir die Here belangrik, maar kyk vorentoe. Hy kom weer. Ons lees daar dat ons in verwagting hierdie nagmaal moet gebruik. Miskien, vriende, miskien is dit jou laaste nagmaal. Miskien by die volgende nagmaal is jy nie meer hier nie. Miskien is jy oorlede. Miskien het die Here ons kom haal. Maak hierdie asof dit jou laaste nagmaal is en eet met 'n verwagting om te sê, Here, U is op pad terug, want U het vir ons gesê in Johannes 14, nee, glo nie God, glo ook in die Vader. Ek gaan op jou plek te berei en as ek gaan het, kom ek weer terug om julle te kom haal, dat julle kan weet waar ek is. Ons verwag die Here Jesus. Openbaring 19 vers 9 sê, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. Vriende, ek en jy is die bruid van hierdie lam. Ons moet onsself gereed maak. Ons moet leef in die hede. Ons moet vorentoe kyk. Ons moet kyk, hy gaan weer kom. En vriende, net soos u en ek vandag hierdie nagmaal gebruik, wil ek sê, dit is soos 'n verlovingsmaaltyd. Is 'n verlovingsmaaltyd, want ons kyk terug na hom wat my en jou kom haal, wat ons in die eg gaan verbind vir tyd en vir ewigheid. Daarom leef ek nie onverskuldig nie. Daarom laat ek moedeloosheid en dinge nie my hoop steel nie, want my hoop is op hom en hy kom weer. Vriende, glo ons regtig dat die Here Jesus weer kom? Glo ons dit regtig? Die kerk se vierledige boodskap sê wat? Jesus alleen red. Ons bely dit. Tweede ene, Jesus alleen heilig. Derde een, Jesus alleen genees, geestelik, sielsvlak, liggaamsvlak. Wat was die vierde ene? Jesus kom weer. Vriende, as ons dit regtig glo, dan sal ons lewens dit mos wys. Dan sal ons getrou wees. Ons sal daar wees, ons sal opgewonde wees, ons sal verkondig, ons sal doen. Ek vat hier terug, ek het sy naam vir 'n oomblik vergeet, maar hy was 'n groot Indiese geestelike. Gandhi, daar is die naam. Hulle het hom so beïnvloed met die Christendom in Indië, dat hy op 'n stadium blykbaar gesê het,
hy sal môre 'n Christen word, as hy net volgelinge kan sien, wat soos Jesus lyk. Gandhi se woorde. En so het hy gesterwe, verlore. As hy net iemand kan sien, wat soos Jesus is. Vriende, en ek en jy het die opdrag, om vorentoe te kyk, maar ook dit in te bring na vandag toe, om te besef, ek en jy moet anders wees. Titus 2 vers 11 tot 12, 13, geef my hierdie alles so saam. Hy sê, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Alle mense word nie gered nie. Maar ek en jy wat getuig ons gered is, daai teks is ons, en die reddende genade van God aan my verskyn. Nou sê hy, en hierdie selfde genade leer ons om die goddeloosheid en die wêreldse begeerlikhede te verloon, en dan ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe. Dis 'n ander lewe. Dis 'n ander lewe. Dis die nagmaals lewe. Terwyl ons die salige hoop en die verskyning van ons die heerlikheid verwag van ons groote God en verlosser Jesus Christus, dat jy weer 'n bewys God in Christus is een God. God ons verlosser, Jesus Christus. Vriende, ek word geroep om 'n nagmaalslewe te lewe met die oog na die hemel. Ja, ons oog moet daar wees. Ons moet hom dophou. Dit kan nou gebeur. En as jy vandag sterwe, is jy klaar daar. Daar's nie tyd nie. As jy vandag sterwe, is jy klaar daar. Jy gaan dit aanskou. Ons oë moet wees op die Here Jesus se koms. Ons moet ons lewens vandag inrig daardeur. Ons moet gedurig terugkyk in die spieël, terugkyk in die tree-spieël na die kruis en die prys wat betaal is. Ons moet kyk na ons voete, hoe ons dag vir dag wandel, hoe ons praat, hoe ons optree, want ons lewe hom. Ons moet kyk na die hede. Hy is op pad terug, vriende. Maak nie saak wat ons sê, of wat mense glo, of hoe hulle redeneer nie. He said it. The word said it. I believe it, and that settles it. En Jesus het dit self gesê. So jou oë is gedurig op hom, jy kyk vorentoe, dis 'n nagmaalswandel, maar jy hardloop ook in dieselfde asem hierdie wedloop. En dis wat Hebreërs 12 vers 1 en 2 sê, die oog gefestig op Jesus, laat elke las af lê en die son wat jou so maklik omring, en hardloop met volhardheid hierdie wedloop wat voor julle lê. Vriende, u en ek het 'n vierde gedagte wat ek met u wil deel uit hierdie teksvers uit. 'n Nagmaalswandel is die wandel van 'n lewende getuie, en dit vind ek in 1 Korintiërs 11:26, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood. Nou vriende, ons verkondig nie 'n dooie, verskoon tog die uitdrukking, verlosser nie. Wanneer ons praat aan sy dood, praat ons van die kruis. Ons praat van sy opstanding. Ons praat van Getsemane. Ons praat van die evangelie. Ons verkondig Jesus tot hy kom. En dis die doel waarom ons lewe. Dis hoekom ons nagmaal gebruik om ons weer opnuut te herinner. Living with purpose is to live is Christ. Om vir die Here te lewe. Paulus sê, vir my is die lewe Christus. En wat sê, en die sterwe se wins. Ja, vriende, ek gaan die prentjie vir julle so gee, julle die PowerPoint kry, sal hom nou kry. Maar dit is hierdie Christus gesentreerde lewe. Waar die vrug van die Gees deur my vloei. Waar hy die senter is, hy is my kragbron. Dis my gebedslewe, dis die woord van God, dis geloof in God, dis gehoorsaamheid aan God. Is alles deel van die lewe wat ons lewe as 'n getuie. Dis om te sê, Jesus is my lewe. Hy kom en hy sê vir ons Matteus 5 vers 13 tot 16, julle is die sout van die aarde, julle is die lig van die wêreld. Hy sê vers 16, laat julle lig so skyn, laat julle so leef, laat julle getuienis van so aard wees, dat julle goeie werke kan sien en kan hoor en julle Vader van die hemel is kan verheerlik. Hier ek en jy word geroep om met die nagmaalswandel getuies van die Here te wees, deur my woorde, deur my dade, deur my gewoontes, deur hoe ek optree, deur my dissipline, deur Jesus met mense te deel, nie af te druk nie, met Jesus te deel, my getuienis te deel, my getuienis te lewe. Dis my identiteit wie ek is in Christus, ek kan nie anders wees nie. Dis wat hy sê, hierdie nagmaalsmense lewe Jesus. Romeine 14 vers 8, want as ons lewe, lewe ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterwe ons tot eer van die Here.
of ons dan lewe of sterwe, ons behoort aan die Here. En dit moet ons absolute spreek wees. Of ek lewe en of ek sterwe, ek doen dit tot eer van die Here. Paulus eie woorde. Vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Maar as ek in die vlees moet lewe, beteken dit vir my vrugbare arbeid. Petrus kom herhaal dit dieselfde woord, hy sê, maar heilig die Here God in die hart en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat die rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is. Met ander woorde, ek en jy moet gereed wees. Hoekom? Ons is sy getuies. Nagmaals wandel is mense wat lewende getuies is in elke area waar hulle beweeg. Almal weet dit, almal sien dit, almal ervaar dit. Volmaak nee, ek maak foute, maar ek kan na 'n ongeredde persoon toe gaan en sê ek was verkeerd, my vriend, ek vra verskoning. Ek vra verskoning. Ek het as 'n jong Christen eendag verskrikke kokkie opgetree teenoor 'n spietkop. Verskrikke kokkie, want ek het geweet ek is skuldig nie, maar ek het vir 'n kokkie opgetree. En hy daar vandaan gery en het weer op 'n ander plek gaan staan. En ek het net hierdie absolute oortuiging gehad in my hart, dis wat jy nou gedoen het was nie reg nie. Ek het daar na die naaste winkel toe gery en roepoot, ek het 'n hamburger en 'n paai gaan koop. Ek het nog nie weet van Kentucky, maar ek het 'n hamburger en 'n paai gekoop. Nog hierdie man gevat en gesê, ek was met jou kokkie, ek vra verskoning. Sien, maak saak met wie ons te doen het nie. Ons wandel met die Here. My oë en my ore is op hom ingestel. En as hy vir my sê, gaan maak reg, al is ek verkeerd, het ek nie eens reg verkeerd gedoen nie. Ek gaan doen dit, want hy sê so. Vind ek en jy sluit af, ons lewens is 'n padteken. Mense moenie na ons lewens kyk en verward wees nie. En dit is die krisis waarmee ons sit in die dae waar ons lewe. Mense is verward. Want dan dien mense die Here, dan dien hulle die Here nie. Dan is hulle so getrou in dinge, dan is hulle weer ontrou. Dan praat hulle van die Here, dan is hulle weer in die wêreld. Nee, ons moenie daar wees nie. Ek glo nie een van ons is daar, wil daar wees nie. Ons lewens is 'n wysing na die regte pad. En ons het daai ding geërf, en dit is 'n vloek wat ons geërf het, en mag ons dit nooit gebruik nie, waar ons vir ons kinders sê, moenie maak soos ek doen nie. Maak soos ek sê. Mag dit nooit so wees nie. Nee, doen soos pa doen. Doen soos ma doen. Nee, moenie doen soos ek doen nie. Nee, jy is die rigtingwyser vir jou kinders, vir jou kleinkinders, vir jou familie, vir jou vriende, en dan vaar die Here vir jou, kom wees soos 'n padteken. Vind ons gaan vandag die tafel gebruik, dan gaan ons weer die uitbeweeg. Kyk weer asseblief na die bord as jy uitgaan. Jy betree hier weer eens die sendingveld. Onthou die brood wat jy gaan kry wat gebreek is. Dis 'n Joodse brood wat ons gebruik. Dit verteenwoordig die gebreekte liggaam van Christus. Hy is gebreek sodat jy kan heel word. As jy die druiwesap sluk, onthou, sy bloed het jou kom bedek en jou vry gekoop. Mag dit vir jou en my ook vandag weer 'n nuwe betekenis het, waar die Here vir ons roep om te wandel met 'n nagmaalswandel. Kom ons vat hom saam. 'n Nagmaalswandel is waar ek gedurig terugkyk na die kruis en na Christus se werk wat vir my gedoen is. 'n Nagmaalswandel leef in die hede. Ek loop nou met die Here pad. Ek lewe vandag vir hom en elke dag het ek nuwe genade as Jeremia om elke dag te wandel. 'n Nagmaalswandel kyk ook vorentoe, want hy het gesê hy kom weer terug. En ons kerk bely dit, mag ons dit begin lewe. In 'n nagmaalslewe het hy gesê, is 'n verkondigende lidmaat, dis iemand wat getuig, en mag dit ook vir jou en my so wees. Amen.